Baie hartlik welkom, liewe vriende, vandag by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons loof en prys ons Hemelse Vader vir sy goedheid, liefde en genade in ons lewens, en dat hy deur sy woord homself aan ons kom openbaar. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Wanneer die ure aanstap. En vandag is ons by deel 2. Moenie vandag uitstel nie. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Hebreërs 3 vers 15. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Tyd het 'n vreemde manier om aan te stap. Ons kyk terug en wonder waar die dae, maande en jare heen is. Ons dink dikwels dat daar nog baie tyd is. Ek sal later aandag gee aan my verhouding met die Here. Ek sal later daardie saak regmaak. Ek sal later iemand anders vergewe. Ek sal later gehoorsaam wees. Maar die Bybel plaas een woord baie sterk voor ons vandag. En dit is die woord vandag. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. God roep ons nie om eendag te luister nie. Hy roep ons om vandag te luister. Nou ons staan vanmôre stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Vandag is God se genade tyd. Ons leef maklik asof môre gewaarborg is. Ons maak planne vir volgende week, volgende maand en volgende jaar. Nou daar is niks verkeerd met beplanning nie, maar ons moet onthou, broeder en suster, dat geen mens oor môre kan beskik nie. Jakobus 4 vers 14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Dit beteken nie dat ons bang moet wees vir môre nie. Dit beteken dat ons vandag ernstig moet opneem. Vandag het God jou nog 'n dag gegee. Vandag hoor jy nog sy woord. Vandag roep hy jou nog tot geloof, bekering en gehoorsaamheid. Moenie sê, eendag sal ek nader aan die Here lewe nie. Moet ook nie sê, wanneer my lewe rustiger begin raak, dan sal ek meer tyd vir God maak nie. Die Here sê, vandag. Die belangrikste dag van jou geestelike lewe is nie gister of môre nie. Dit is die dag wat God nou in jou hand geplaas het. Ons tweede punt. Uitstel kan jou hart hard maak. Hebreërs waarsku, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Elke keer, wanneer God deur sy woord met ons praat, en ons doelbewus nie luister nie, raak dit makliker om die volgende keer weer nie te luister nie. Miskien weet jy daar is iets wat jy voor die Here moet regmaak. Miskien is daar sonde waarmee jy al lankal kompromie maak. Miskien moet jy iemand vergewe. Miskien moet jou verhouding met die Here ernstig opgeneem word. Miskien weet jy dat jou prioriteite verkeerd geraak het. Dan moet jy nie sê, later nie. Uitstel is gevaarlik, want later kan maklik nooit word. Wanneer die Here deur sy woord jou hart aanspreek, antwoord hom, broeder en suster. Wanneer hy jou van sonde oortuig, bely dit voor hom. Wanneer hy jou roep om gehoorsaam te wees, wees gehoorsaam aan hom. Nie eendag nie, vandag. Ons derde punt. Gebruik vandag om vir Christus te lewe. Ons kan nie gister terugkry nie, en ons kan nie môre beheer nie, maar ons kan vandag in geloof voor die Here lewe.
Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is dit die dag van redding. Vir die gelowige beteken dit dat elke nuwe dag 'n geleentheid van genade is. Vandag kan jy bid. Vandag kan jy iemand bemoedig. Vandag kan jy vergewe. Vandag moet jy jou Bybel oopmaak. Vandag moet jy iemand van Jesus vertel. Vandag kan jy jou sonde voor die Here bely. Vandag kan jy weer jou lewe bewustelik aan Christus onderwerp. Ons redding rus nie op hoeveel goeie dinge ons vandag reg kry nie. Ons redding rus volkome in Jesus Christus en sy volmaakte werk aan die kruis. Maar juis omdat ons deur genade aan Christus behoort, broeder en suster, wil ons die tyd wat hy aan ons gee tot sy eer gebruik. Die ure stap aan. Gister is reeds verby. Môre is nog nie aan jou gegee nie, maar vandag is hier. Daarom, as jy vandag sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Moenie bekering uitstel nie. Moenie gehoorsaamheid uitstel nie. Moenie liefde uitstel. Moenie vergifnis uitstel nie. Moenie jou lewe met Christus uitstel nie. Die Here het jou vandag gegee. Gebruik vandag tot sy eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag, wat ons uit u hand ontvang uit genade. Dis nog 'n nuwe dag, waarin ons vir u tot eer kan lewe. Wil u ons vergewe, Here, dat ons so dikwels uitstel en nie doen wat ons moet nie. Bewaar ons daarvan, dat ons harte nie sal verhard word teen u nie, maar leer ons om te luister, vandag aan u gehoorsaam te wees en vandag tot u eer te lewe. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en Here. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.